Vanoggend praat ek met jou oor die feit dat baie keer is dinge nog bietjie rou. Nou praat ek nie van die wond as gevolg van die meisie in graad 3 wat op jou geskinder het en jou lunch gesteel het nie. Ek praat nie van daai wond wat nog rou is nie. Ek praat oor die feit dat sekere dinge in ons lewens is baie keer nog nie reg nie. Nie waar nie. Maar ons wil hê dit moet altyd reg wees. Nee? Het jy al agtergekom hoe vinnig ons ontsteld raak as jy by McDonald's kom en jy bestel 'n burgertjie en hulle sê, please sir, can you park in front for 3 minutes? Moet nou nie vanmôre heilig hier in die kerk sit nie. Ek kan nie die enigste nie wees wat op 'n oomblik sê, ek sal nie parkeer nie. Ek doen nie dit nie. Maar dit is vir ons ongerieflik, want ons het beplan om gou te stop. Maar nou moet ek gou wag. Ek wonder hoe lyk gou wag. So can you quickly wait? So ek moet vinnig maak om te gaan stop en te wag. Stem julle saam met my? En ek kom agter dat my en jou lewe doen ons presies dieselfde. So as ek en jy nou na 'n restaurant toe sou gaan, en jy bestel jou groente, jou hoender en jou rys. En die oomblik nou kom die waiter by jou, meneer, wat wil jy hê? Nee, ek is lus vir 'n bietjie hoender en rys en broccoli. Nee? Nou vat sy die bestelling van almal en sy draai om en sy loop weg. En die oomblik toe sy wegloop, toe sê hy, "Hey, waar's my kos?" En sy sê vir jou, meneer, ek het nou net die bestelling neergeskryf. Ek gaan dit nou gee vir die kombuis. Nee, ek soek my kos nou. Het julle al sulke mense gesien in julle lewe? Julle het al, maar dit is belaglik. So nou wat gebeur is, hierdie waiter is mos nou slim. So wat gaan doen sy? Sy gaan kombuis toe en sy gaan haal al die rou kos, want dit is nog nie reg nie. En sy kom aan en sy sit jou rou hoender voor jou neer met jou gevriesde broccoli en jou klipharde rys. En sy sê, raai die gat jy. Volgens die wêreldse stelsel is sy gefire. Nee? Maar dis dan wat jy gevra het. Ek weet nie van jou nie, jy kan rou hoender eet, dan sien ek jou volgende week in intensief. Nie waar nie? Wie het al rou hoender geëet? Wie het al dit lekker chicken mushroom pie geëet in die volgende dag of 3? Is dit toe nie lekker nie? Don't trust the chicken mushroom pie. Maar dis dodelik vir my om dadelik te verwag dit wat ek gevra het om dit te kry. Nie waar nie? Sal jy nie saamstem as jy na Spur toe gaan en sê, ek soek asseblief 400 gram ribs met 'n side order of buffalo wings met durkiesous. En hulle bring vir jou dit rou aan nie. Jy kan dit eet, gaan nie noodwendig met jou goed gaan nie. Vra my, ek kan jou nou 'n storie vertel van rou vleis. Het gaan nie goed met jou nie. Maar ek en jy kom op 'n plek dat as God my nog nie gegee het waarvoor ek bid nie, is ek omgekrap, maar die Here weet dit gaan my siek maak as ek dit dadelik kry. Die Here weet daar gaan nagevolge wees as hy vir my gee dit wat ek vra en ek is nie gereed daarvoor nie. Dis so goed soos om vir 'n kind jou kaart te gee en te sê op 3-jarige ouderdom, ag, gaan koop vir ons brood. Wie doen dit? Op die plaas is die reël, as jy 5 is, mag jy bakkie ry. Nou gee jy vir jou kind jou kar se sleutel en jy sê ry, wat dink julle gaan die nagevolge wees? Iemand gaan seer kry en dit gaan jou geld kos. Maar as dit by die geestesriem kom, dan is ek en jou op 'n ander plek wat ons nie omgee nie, ons wil dit nou hê. Ek vertrou dat as ek nou die werk doen en nou dit doen wat die Here van my verwag, dan sal hy mos nou vir my gee wat ek vra.
Ek vertrou dat die Here my sal gee dit wat ek vra, so wanneer ek bid vir werk en is nog nie die tyd nie, gaan dit nog nie vir my gee nie, maar dan aanvaar ek iets anders, want die Here vat te lank. Wanneer ek siek is en ek nie gesond is nie, vertrou ek die Here om my gesond te maak, maar wanneer ek nog nie op die plek is om te ontvang dit wat hy vir my wil gee nie, dan gaan hy dit nog nie vir my gee nie. Het jy geweet dat jou siekte getuienis is? Het jy geweet dat jou sukkel, jou tekortkominge, die dinge waarmee jy struggle, 'n getuienis is en dit gaan aanhou 'n struggle bly totdat jy begin getuig, want dan gaan die Here dit gebruik. Hier gaan ek. Ai. Nie waar nie. Ag, julle kyk my so vreemd aan vanmôre. Julle sit so hier. Nee, kom ek sê dit nie. Kan ek vra dat iemand net vir my so 'n slukkie water bring asseblief? Ek het nou koue gevat op die dak vanoggend. Ek en jy is veronderstel om op 'n plek te wees om die Here te vertrou vir die hier en die nou. Weet jy, as jy by Ocean Basket gaan, dan bring hulle vir jou sulke amazing bannetjies met botter. Nee, daai brood is gesond. Wie gaan nie na Ocean Basket toe? Was dit al payday? Ja. Dis irrasioneel vir my om te vra. Dankie, baie. Dankie maatjie. Dis irrasioneel vir my om te vra dat hulle my vis rou bring en ek sal die brood eet. Nie waar nie. Maar in die geestesriem is ek en jy bereid om dit te doen. Ek praat 'n week met iemand, hulle sê, waar sê die Bybel moet ons wag op die Here? Ek soos, so baie keer sê hy, vertrou op my, wag op my, maar nee, ek wil dit nou hê. Kan ek julle hierdie storie vertel? My ma sou vanoggend hier gewees het, so sy sou hierdie baie geniet het. Ek wil graag 'n pellet gun gehad het, toe ek jonger was. Ek wil baie graag 'n pellet geweer gehad het. En ek sê toe vir haar, sy gaan my een koop. Nou gaan ons is op pad van Delareyville af Gysdorp. Sy weet waar dit is, hier is so net links van die woestyn. Maar nou is ons op pad van daar af ons familie gaan kuier en ons stop by die OTK, daai is nou die OVK, maar daai was die OTK. En ons stop toe nou daar, ons gaan kyk na hierdie pelletgewere. En in my ma se gedagtes wou sy hom vir my gekoop het. Maar ek wil so graag een hê, dat die een waarna ek kyk is te swaar en nie gemaklik nie, maar ek wil hom hê. Right? Hoor gou hoe dink 'n kind. En my ma sê nee, sy gaan nie hom nou koop nie. Dat ek vir my wip, julle, in daai OTK, nee? En ek sê, ag, ek sal julle almal vrek skiet. Met 'n pellet. Needless to say, het my ma in die kar geklim, ons het so Taz gery. En ons ry al die pad huis toe, van daar af, baie ver, en ek is dik negatief. Ek het tot vandag toe nog nie 'n pellet gekry nie. As jy gewonder het. Ek het toe nou self een gekoop later in my lewe, en weer verkoop, want ek het nie nodig vir hom nie. En ek vra vir my ma jare later, hoe het jy nou die pellet vir my gekoop? En sy sê, jy was nie reg vir hom nie. En toe ek reg is vir hom, toe voel sy, maar jy dan gesê, jy gaan my skiet. Nou vra ek vandag vir jou hierdie vraag. Jy kan nou vandag hier terugdink aan hoeveel keer jy jou gewip vir jou male. Nee, hoeveel keer het jy jou gister gewip vir jou man dalk, omdat hy nee gesê het. Maar hoeveel keer is ons op stroppelis, omdat ons nie kry wat ons doen nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis die wêreldse riem van hoe dinge werk. In die geestesriem werk die Here nie so nie. Hy doen nie. Maar ek en jy, wanneer ons nie kry wat ons wil hê nie, dan wip ons vir ons skaai. Want terwyl die Here vir my en jou sê, kom ons sit net gou waar ons nou is en ons geniet wat hy nou vir ons gee, dit wil my ons nou vertrou, omdat ek en jy nie in die dag van môre is nie, maar hy is.
Jou dagboek is dalk in die dag van môre, maar jy weet nog steeds nie of dit presies so gaan gebeur nie, want miskien kom die Here môreoggend. Hy is in die dag van môre, maar ek en jy het nie genoeg vertroue vir hier en vir nou nie. Ons wil hê wat ons klaar van hom verwag. Maar ons soek dit nou. Abraham en Sara het 25 jaar gewag vir God se belofte vir 'n seun Isak. Jakob het 14 jaar gewag om met Rachel te trou. Ek gaan nie so lank wag nie, ek sê maar, daar's 'n manier nie. Ek het girl like, ek het 14 jaar genade. As ek vir Marizaan 14 jaar moes wag, was ek nou nog single. Want ons is nou 7 jaar getroud. Imagine net gou, 14 jaar lank wag hy vir hierdie. Josef het jare van verraad en gevangenisstraf verduur en gewig van God se tydsberekening om sy drome te vervul. Om te doen dit wat die Here hom voorgeroep het. Moses se storie het begin in 'n mandjie. Hou julle dit? Dawid, hy is as koning gesalf, maar moes jare wag voordat hy werklik Israel regeer het en toe bietjie aangejaag het, maar ons gaan nie daaroor praat nie. Wat van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, vir 12 jaar lank het sy gewag om deur Jesus genees te word. Maar ek en jy kan nie 3 minute wag of 2 dae nie. Nou weet ek praat nie vanoggend met julle nie, ek praat ons met ander kerkmense. Job het gewag. Het jy geweet dat Jesus self het gewag? Jesus het 34 jaar op hierdie aarde geloop en hy 30 jaar het hy niks gedoen, hy het vir 4 jaar sy bediening gedoen. So nou stuur die Here vir Jesus om te kom wees soos 'n mens, om groot te word soos die mens, terwyl Jesus weet waarvoor hy geroep is, wat hy moet doen, maar hy was bereid om te wag. En in sy wagperiode kom hy in die tuin en hy vra Vader, hou jy hierdie gebed? Kan hierdie beker verby my gaan, maar net as dit U wil is. Hou jy dit? Dis nou sommer net 'n losvertaling. Maar kan jy is nie bereid om te wag vir die Here nie. Dikwels skep die kerk 'n teologie rondom wat nie gebeur het nie. Ek het al 'n paar keer dit gepreek. Partykeer skep ek en jy 'n teologie om iets wat nie gebeur het nie. In plaas van die skrif en te sê wat wel daar gebeur het, wil ek en jy op 'n plek kom wat ons bietjie kan bysit of bietjie dit vir onsself kan manipuleer. Nee? So, by die poel van Bethesda, wat vir my 'n amazing voorbeeld is, van dit wat ons baie keer kan byvoeg, want die geskiedenis vertel vir ons dat daar waarskynlik tussen 900 en 1000 mense was. Daar was tussen 900 en 1000 mense die dag daar, en Jesus kom daar aan, hoeveel het hy genees? Nou is almal soos, wag. Hoeveel mense het Jesus genees? 1. En wat doen die Bybel? Wat doen die woord? Wat getuig die woord? Getuig hy van die 999 mense wat nie genees is nie, of getuig hy van die een? Die Bybel getuig van die een wat Jesus genees het. Nou ons praat van die ander 900 nie. En dan vra die wêreld, maar hoe het dit gevoel toe Jesus verby jou net geloop het? Nee? Vra die wêreld dan nie vir my en jou, hoe het dit gevoel toe Jesus van jou vergeet het nie? Vra jy nie baie keer vir jouself die vraag af, Here, maar kyk, hulle dien nie eers nie, dit gaan nie eens goed met hulle nie, kyk wat maak hulle alles, al die foute, al die sonde in hulle lewe, hoekom gaan dit so goed met hulle? Getuig die wêreld van die een, of getuig hy van die 999? Hoeveel keer is ek en jy op die plek wat ons eerder kyk na die ander se foute en die ander se dinge en nie kan verstaan hoekom hulle kry wat hulle kry terwyl jy op jou knie bid en wag nie. Hoe raak dit so stil, lieve nou? Jy sien, dis wanneer teologie gevorm oor iets wat nie gebeur het nie. Hoop gee my en jou die toestemming om op 'n plek te kom, om die emosionele, hoor mooi, voordele van 'n antwoord gebed te geniet voordat dit gebeur het. Hoop
gee my en jou die toestemming om gelukkig, opgewonde en geloof te hê oor 'n gebed voordat dit gebeur het. Dis die hiërargie van hoe die Here werk. Is glo dit, want wat is geloof? Die dinge wat ons glo sonder dat ons dit gesien het, nie waar nie. Dis nou weer 'n los vertaling. Maar ek en jy is baie keer so opgevang in die feit dat, Here, ek wil dit eers sien voor ek dit glo. Hoop gee ons die toestemming om vreugde te hê vir ons deurbraak en die vreugde daarvan te ervaar voordat dit gebeur het. Hoop is veronderstel om die atmosfeer te wees waarin geloof gebore word. Maar ek en jy wil op 'n plek wees wat ons sê, Here, ek wil eers sien wat U gedoen het, voordat ek geloof sal hê, voordat ek opgewonde sal wees. So, hoop is die plek waar ek en jy veronderstel is om te wees voordat ons by die getuienis en by die vreugde van ons deurbraak uitkom. Dit is my inleiding. Hier gaan ons. Wat sou gebeur as ons in verwagting van dit wat ons die Here voor vertrou bid? Wat dink julle sal gebeur wanneer ons bereid is om die skoot in die donker te vat en te hoop dat daar iets is? Maar nou wil ek net so 'n bietjie stil staan by die woordjie wag. En wat beteken dit om te wag? Maar jy sien Psalm 37 lees die volgende. Hy sê: "Wees stil voor die Here, wag geduldig op hom en vertrou jou toe aan hom. Moenie toornig wees oor hom wat voorspoedig is in sy weg nie, oor die man wat goddelose planne uitvoer nie." Hy sê moenie jou besig hou met hulle waarmee dit goed gaan wat jy nie voel hulle verdien dit nie. Dis eintlik wat hy sê. Nou die dag lag ek vir 'n ou. Hy sê, "Kan jy glo my buurman het alweer 'n nuwe kar?" Ek sê, "Dis interessant." Hy sê, "Ja, maar die nuwe kar het saam met die nuwe vrou gekom." Ek sê vir hom, "Ek verstaan nou glad nie hierdie wiskunde nie." Hy sê, "Ja, kyk, ek verstaan dit ook nie hoe dit werk nie, maar dis hoe dit is." Ek sê vir hom, "Is jy lief vir jou vrou?" Hy sê, "Ja." Ek sê, "Nou hoekom wil jy 'n nuwe kar hê?" Hy het nie gedink ek is snaaks. As jy gaan kyk na die betekenis van hierdie woordjie wag, sê hy wag op die Here, beteken eintlik om te lê en te wag en 'n lokval op te stel. Nou as jy bietjie gaan kyk na die geskiedenis, en ek weet is op die oomblik is 'n touchy subject, maar ek het net nie 'n ander voorbeeld nie. As jy gaan kyk na 'n sniper, 'n skerp skutter, right? As hulle iemand het wat hulle moet byvoorbeeld uithaal, daar gaan nie op lê en skiet nie. Het jy dit geweet? Hy gaan en hulle noem dit 'n snipers nest. Hy gaan lê en hy wag. Hy berei voor. Hy wag vir die perfekte wind, die perfekte weer, hy wag vir die perfekte angle. Al het hy die persoon in die teleskoop op die merk en hy voel nie gereed nie, gaan hy nie die sneller trek nie, hy gaan wag vir nog 'n geleentheid. En baie keer wil die Here hê ek en jy moet vir die vyand 'n lokval opstel deur te wag. Deur te wag, want ons hou van om te sê, het ek jou dan nie gesê nie? Jy sien, wanneer ek bereid is om te lê en te wag op die Here, is ek besig om te fokus op my deurbraak, om te fokus op dit wat ek wil hê, dan gaan dit wat my omring, my nie pla nie, want my fokus is op dit wat ek die Here voorvertrou.
Ek geweet dat een van die grootste dade wat ek voel van arrogansie in my en jou lewe as gelowiges is om agteroor te sit en te sê, Here, nou wag ek maar op U. Want jy sien, ons 'n fyn lyn. Daar's 'n fyn lyn tussen wag op die Here en wag op die Here. Ek gaan vanmôre vir jou daai fyn lyn verduidelik. Jy sien, want ek en jy wil op 'n plek kom en sê, die Here het gesê, hy gaan dit vir my doen. En wat doen ek en jy? Ons gaan sit. En ons wag vir die Here om dit te doen. Terwyl nêrens in my woord kry ek daai passiewe wag nie. Jesus het geweet hy gaan sterf, hy het nie iewers weggekruip totdat dit moet gebeur nie. Hy het 'n paar mense kwaad gemaak en ouens met swepe geslaan. Hy het nooit passief gewag vir die wil van die Here nie. En ek gaan dit vandag vir jou kom wys. Jakobus kom in hoofstuk 1, vers 2, hy sê, my broers en susters, julle moet niks anders as vreugde ag wanneer julle in allerlei beproewings val nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek was in die 1:15 vanoggend baie opgewonde en daaroor gelag nie. Ek het nie daaroor gelag toe sekere goed my begin potjie en my tyd vat en my kos vat en my geld vat. En begin striwelinge in my lewe en in my werksplek maak nie. Wil ek nie vandag vir jou kom sê, ek het nog nooit iemand gesien wat iemand uittrap met 'n smile nie. Behalwe jou ma en Pick n Pay. As ons by die huis kom, dan ek wil nie van daai nie. Ek wil nie van daai uittrap weer daai smile. Ek noem dit die Pick n Pay smile, Want die mense kyk mos. Maar as ons by die huis kom, gaan jy reguit badkamer toe, hoor. Dan weet jy daai, man, het ons geweet tye. Wie moet ons bid nou vir post-traumatic stress? En as jy huis toe gaan en ewe skielik begin jy skorrel goed was en goed regkry, dat ek enigiets doen behalwe om badkamer toe te moet gaan. Ek praat nie van daai tipe uittrap nie. Ek praat van die plek wat ek en jy voel, dat ons wanneer ons weet daar's 'n beproewing in my en jou lewe, sê die woord, dat ons moet nie op 'n plek kom dat ons vreugde verloor as gevolg van ons beproewings nie. Ek en jy is veronderstel om dan opgewonde te wees, want dan weet ons daar's 'n deurbraak wat vir ons wag. Hy sê in vers 3, weet verseker dat die beproewing van julle geloof lydsaam bewerkstellig. Laat die lydsaamheid volmaak wees en doen 'n daaglikse werk, sodat julle volmaak kan wees en in niks kort kom nie. Hoor as 'n ander vertaling, hy sê, want jy het gesê, my broer, het alle vreugde ervaar wanneer jy in allerlei beproewings val, wetend dat die beproewings van jou geloof lydsaamheid voorbring. Geduld het sy perfekte werk, hoor, hier is my mooi, geduld het sy perfekte werk, sodat jy volmaak, volkome, niks kan kort kom, oor dit wat jy wil hê, en enige iemand wil die volmaakte, volkome kortkominge hê nie. Sjoe, hy sê dis die perfekte geduld om te doen, te wil en te werk vir die Here, al voel ek nie so nie. Wie was die volgende lus vir kerkie, maar jy is hier? Hy praat van jou. Hy praat van jou. Steek hulle hande op. Ek was opgewonde om te kom, hoor. Genade. Is julle nog hier? Kan ek so 'n bietjie dieper gaan? Is julle nog okay? Nou hier is iets wat ek nooit verstaan het nie. Wat ek nooit kon klein kry nie, is hoe die woord eintlik vertaal word, wat dit eintlik beteken. Want hy sê geduld in ons wêreld is baie meer van 'n passiewe verdraagsaamheid teenoor dinge waarvan ons nie hou nie. Het jy geweet dat wanneer jy geduld moet toepas, is dit wanneer jy iets moet doen waarvan jy nie hou nie? Dink gou. Wanneer ek geduldig moet wees, wie hou van geduld? Wie hou van koel en kalm optree, dat niks my pla nie? Alles gaan oukei wees. Ek het die vreugde van die Here in my hart. Terwyl hier binne my wil ek dit absoluut verloor, maar ek mag nie. Hanteer ons dit so? Terwyl in die geestesriem geduld 2 keer vertaal word, en ek wil hê jy moet hierdie verstaan.
Dit word vertaal as onafhanklik, onbuigsaam, uitdagend, volharding in die aangesig van aggressie, ongeduld en dus soort moed. Toe ek dit lees, ek soos, wag, wat? Geduld is aggressie? En toe sê ek soos, ja, maar dit is. Dis onderdrukte aggressie. Nee, dis wanneer jou ma vir jou sê, ek bid nie nou vir krag nie. Ek bid nou vir geduld. Want met krag gaan ek jou doodslaan. Nou nie julle het nou in Christelike huise groot geword. Ek ook, maar nee. Hy sê dis die onafhanklike, onbuigsame, uitdagende volharding in die aangesig van aggressie. Ek weet nie van jou nie, maar as baie mense wat ek eerder met aggressie wil hanteer, as met geduld. Daar's baie situasies wat ek eerder met aggressie wil hanteer, as met geduld. My ma het vir my so 'n housepipe gegee toe ek klein was, en as ek kwaad raak, moet ek die housepipe teen die muur gaan slaan tot hy stikkend is. Het jy al dit getraai? 'n Housepipe breek nie so maklik nie. Veral nie teen gepleisterde mure nie. En ek vra vir myself die volgende vraag af, wanneer ek dit verloor, wanneer ek my geduld in die Here verloor het, wanneer ek dit oorgesit het in aksie en in aggressie, het jy agtergekom dat jy daarna uit asem uit is? Het jy agtergekom dat wanneer jy jou koel verloor, is jy uit asem, wat beteken jy moeg, wat beteken jou fokus is weg? En ek wonder by myself, of ons nie in die geestelike riem presies dieselfde doen nie. Want jy sien, wanneer ek moeg is, en ek het nou net geveg, en ek het nou net beklei, en ek het nou net gestry met iets of iemand, is ek uit asem uit, en wanneer jy uit asem uit is, want jy is onfiks, dan dink jy nie reguit nie, en jy maak foute. Nee? Ek weet nie van jou nie, maar as ek moeg is en uit asem uit is my lont kort. Wie het baie geduld as hulle moeg is, en nie geslaap het nie? Loof die Here, ek is baie jaloers op julle. Want jy agtergekom dat wanneer ek moeg is, verloor ek my koel bietjie gouer. Het ek skerper, sterkerde woorde wat ek sê. En ek wil vandag vir jou sê, die feit dat ek en jy met die Here begin so gesels, en aggressief raak, en ongeduldig raak, omdat ons moeg gewag is, beteken dat jy wag verkeerd. My en jou wagtydperk is nie veronderstel om ons op 'n plek te bring wat ons moeg is nie. Dit is op 'n plek bring wat ons vreugde het. Wat is geduld? Dit is die onverdraagsaamheid van die vyand se werk om dood te maak, te steel en te vernietig. En dit wakker aan en bou in hierdie soort moed, dat ek en jy actually genoeg is. Dis geduld. Dis wag op die Here. Want ek wil vandag vir jou sê, die vyand gaan kom. Die vyand gaan jou kom toevang. En ek wil vandag vir jou kom sê, as ek en jy eet van die ongeduldige kos, gaan ons siek word. Gaan daar reperkusies wees. So ek wil vanmôre vir jou 'n paar dinge uitwys, ek is amper klaar, ek begin afsluit vir die eerste keer. Hoe wen ons hierdie stryd? En ek praat nie van daardie oomblik wat jy sê, ag Here, gee my net krag. Ek praat nie van daai nie. Ek praat nie van daai, o Here, help net, oomblikke nie. Nee? Ons het hulle. Ek praat van daai oomblik wat ek gaan sit en sê, Here, ek kom praat met U in hierdie wagtydperk. Want ek besef dat U my voorberei vir iets groters. Ek besef dat U besig is met iets. Ek en jy kan 'n lang lys maak van Bybelse figure wat deur nederige moes wag vir die groot werk van die Here, en ek het 'n paar van hulle genoem. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, dink net gou as hulle nie gewag het nie. Dink net gou as Dawid nie bereid was om te wag nie, het ek en jy nie vandag van Dawid gelees nie. Ek en jy is veronderstel om te bid.
En ek praat nie van 'n intersessie gebed wanneer ek besig is om al die duiwels in die lewe aan te vat nie. Ek praat van sit by die Vader en sê, Here, hier is ek. Leer my om te wag. Help my om voorbereid te wees in hierdie proses vir dit wat U van my vertrou. Want ek wil vandag vir jou sê, jy gaan hierdie toets oor en oor en oor skryf tot jy bereid is om te wag. My afrigter het altyd vir my gesê, julle moet in die afseisoen nog steeds oefen en fiks bly. Dan kom my eerste oefening. Die manne, dan lê so sulke lyke, lê so langs die rugbyveld, besig om dit wat jy vir pouse gekry het om te eet, daar te los. Want jy sien, ons was nie bereid om ingeoefen te bly nie. Ek wil vandag vir jou kom sê, sodra ek en jy fiks bly in die Here, dan raak wag makliker. Sodra ek en jy aanhoudend op die Here vertrou. Beteken nie gemaklik wees nie, beteken nie ons gaan al die woorde hê nie, beteken nie ons gaan al die geduld hê nie, beteken nie ons gaan nooit kwaad word nie, dit beteken net ek is gewoond aan hierdie. Dalk is jy nie vanoggend gewoond aan dat dit vir jou slegte nuus. Jy gaan so 'n bietjie moet werk. Jy gaan so 'n bietjie moet fiks word. En vra jy my, hoe gaan ek fiks word? Nommer 1 is begin bid. Die volgende een is hou op pogings aanwend. Hou op jou eie planne maak. Hou op sê, Here, ek het gedink ek gaan hierdie so doen en as dit U is, gaan dit uitwerk. As dit nie U is nie, dan het ek my antwoord. Dis ongeloof. Hoeveel keer doen ons dit? Dan sê ons, okay Here, as jy hom vang, dan weet ek dis ja. Okay, dis nee. Dit maak absoluut glad nie sin nie. Maar in die geesteswêreld doen ek en jy dit. Waar is my propie? Psalm 46 vers 10 sê, wees stil en weet. As jy gaan vertalings kyk, dan sê hy, herken en verstaan dat ek God is. Vertrou God. Sy tydsberekening in alles. Dan die derde ding is, doen wat jy kan met wat jy het en waar jy is. Jy sien, ek en jy wil baie keer wil ons saam met die eerste span hardloop terwyl ek en jy nog onder 9 is. Doen wat jy kan met wat jy het waar jy is. Want daarin het die Here meer vertroue. Jy sien wat ek en jy wil altyd 'n plan B hê. Vir as die teleurstelling dalk te groot gaan wees. Okay, ek sal dit skip. Die Here sê ek julle hoef hierdie te weet nie. En jy besef dat toe Jesus op sy laagste punt van sy lewe was, het hy op die Here gewag? Het jy geweet dat toe hy op sy laagste punt was, toe sy geloof die minste was, is toe hy vir die Here in die tuin vra, asseblief Vader. Het hy nog steeds by God se plan gebly. En toe hy die dood uit opstaan, het hy die weg vir my en jou gemaak om na die Vader toe te gaan met absoluut enigiets. Daar's 2 Griekse woorde wat ek vir julle wil vertaal, sommer loslik vandag. En dis die laaste punt, en as jy hierdie 2 punte langs mekaar sit, dan vertaal dit as die volgende: bly stil. Bly stil. Jy geweet dat dit is 'n Hebreëse woord en 'n Griekse woord, as jy dit bymekaar sit, beteken dit hou jou bek. Jy sien wat ons kom by die Here en ons babbel. Here, amen. Ek weet nie van jou nie, maar as dit is hoe ek met my vrou kommunikeer, gaan sy uittrek. Want dis nie verhouding nie. Verhouding is, Here, hier is ek, op hierdie plek, en ek wil net hê, U moet my help, maar jy gee nooit kans vir die Here om met jou te praat nie. Jy skep nie die geleenthede vir die Here om met jou te praat nie. Die kerk skep vir jou daai geleentheid as jy gewonder het. Wanneer ons aanbid, wanneer jy hier sit,
wanneer jy jou Bybel oopmaak, wanneer jy 'n gebedsaand is, wanneer jy 'n worship aand is, gee die kerk vir jou die geleentheid, omdat ons weet die besige programme, maar ek en jy koop nie die tyd uit nie, want daar's nie genoeg tyd in die oggend of in die aand om by die Here uit te kom nie, so ek sal dit op Sondag doen, en dan verwag ek en jy, wanneer ons 1 keer 'n week oefen, om 'n marathon te gaan hardloop. Jy kan maar eina ook sê, as jy nie wil amen sê nie. Ek en jy verwag om fiks te wees, as ons nooit by die Here uitkom nie. Ons oefen nie, ons ken nie sy woord nie, ons kan nie die vyand aanval nie, want ek en jy is besig om te doen met wat ons het, waar ons is, en dit vir die Here se heerlikheid te gebruik nie. En ek wil afsluit met hierdie vers. Is julle okay? Ek wil nie beklei nie. Hoe groter die boosheid, hoe groter is die verantwoordelikheid van my en jou om by God se voete te sit. Romeine 8 vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Die woord sê ek en jy kan nie probeer die somme maak om te verstaan wat die heerlikheid is van die oorwinning wat ons sal behaal as ek en jy bly waar ons is nie. Ek en jy is veronderstel om vorentoe te gaan, op te tree en te sê, Here, hier is ek, my lewe toegewyd aan U. Ek wil jou vanmôre bemoedig op 'n plek te kom om nou en dan stil te bly, om die Here te vertrou, om hom te vra wat sy hart is, maar om bereid te wees om te wag. Want geduld is dit wat ek doen, wanneer ek iets voorwag wat ek nie van hou nie. Mag die Here my en jou lei, op 'n plek te kom, om te sê, Here, ek wil so 'n bietjie myself net neerlê, en net hoor wat U sê. Ek wil net hoor wat U sê. Praat met my deur die woord. Wys my, leer my. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Here dat ons kan uitsien na 'n dag wat U kom, maar Here, terwyl U nog nie kom nie, bid ek Here, Vader, dat ons sal wag. Dat ons sal wag op U woord, dat ons sal wag vir U deurbraak, dat ons sal wag vir U tekens, dat ons sal wag, Here, vir U om op 'n wonderbaarlike manier deur te kom. Dat U ons sal kom wys, sal kom leer wat U hart is. Vader, ek kom bid, Here, dat ons nie vir elke klein onwaarheid in hierdie wêreld, wat eintlik maar 'n leuen is, sal val nie. Dat ons op U sal vertrou, omdat ons die waarheid goed ken. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen.